alles rondom Pinkster ernstig opgevat het. En die feit dat jy weet dat die Here leef en dat hy ons kom bekragtig het. Nou vanoggend se diens gaan oor 'n lewensstrategie. Beplan jou lewensstrategie. Kry 'n lewensstrategie. Nou dit wat ek vanoggend met jou deel, dit het met die laaste Pinksterdiens gedeel. En die wat hier was gaan onthou, ek het ook beleef dat dit is wat ek vanoggend ook met jou moet deel. Hy is so 'n bietjie aangepas ook. Maar 'n mens het 'n lewensstrategie nodig. Dit is 'n sê ding, daar's 'n tannie wat ek geken het in Groblersdal jare terug. Sy het altyd gesê, if you think by the inch and you walk by the mile, you must be kicked by the boot. Ek sê hom sommer so, if you think by the inch and walk by the mile, you will be kicked by the boot. Dit beteken net, ons moet bietjie dink en beplan. Baie keer doen ons dit nie, maar ons think by the inch, maar ons wil walk by the mile. En dan werk dinge nie. Dis is 'n nuwejaarsvoorneme, né? Julle weet mos hoe lank hou 'n nuwejaarsvoorneme? 2 weke, okay? Want jy gaan die nuwe jaar en jy het hierdie magtige plan. En jy begin sommer net, sonder om te gaan dink en te beplan, en dan sit jy gemors. Nou ek wil net ter inleiding 'n gedeelte lees, dis nie deel van vanoggend se boodskap spesifiek nie, maar dit is aanleiding tot dit, en dit was wat ons gedoen het laas Sondag, met Pinkstersondag, het ek vir jou uit Titus gelees, Titus 3, en miskien, okay, ek gaan hoofstuk 2 op 'n paar verse vir jou lees, nou as jou Bybel lees, kan jy saam lees, en daar word nou gepraat met, dit gaan oor 'n gesonde leefstyl, en dan word daar gepraat met jong manne, en dan word gepraat met slawe, en dan word gepraat met, en dan so in die helfte, kom ek lees maar die ene, die slawe moet in alle opsigte aan hulle eienaars onderdanig wees, en hulle tevrede hou, né? En dan sê hy, en as ons praat hier van slawe, dan sê mense, ja, maar die Bybel is nou, het 'n blaas slawerny aan, en die Here het hierdie slawe goed laat plaasvind, en dan hou mense baie keer nie van die Bybel nie, want hulle sê, hierdie hele slaafstorie, en ek meen ons hoef niks daarvan te sê, in Suid-Afrika rondom van hierdie goeders nie, maar weet jy wat, toch, aan die einde van die dag, werk die meeste van ons vir iemand, so jy is nog maar 'n slaaf, jy werk vir geld, jy moet jou brood en botter verdien, baie het 'n baas, en jy moet jou baas ook maar tevrede stel, of die bestuur tevrede stel, en in daai opsig is jy, in aanhalingstekens nog maar 'n slaaf. Maar tog kom die skrif ook, en dan praat hy van ons is ook slawe van Christus. So die hele slaafstorie moet 'n mens net regtig in konteks hou altyd. Maar dan sê hy hoe hulle moet wees. Hulle moet dit doen, hulle moet dit absoluut doen sonder om hulle moet met ander woorde hulle baas tevrede hou of hulle eienaar tevrede hou, en hulle moet nie teestribbel of steel nie. Hy sê maar toon dat hulle goed en ten volle betroubaar is. Jy sien, dan gaan hy aan, hy sê, op so 'n manier sal hulle in alles wat hulle aanpak, die onderrig oor die verlosser aantreklik maak. Nou baie keer is dit nou maar die kerk se skuld dat mense partykeer wil spoeg op die kerk. Want ons leef nie altyd hoe ons moet leef nie, né? Dan sê mense, ja, dit kerkmense is, gaan ek nie weer soek nie, maar wat interessant is, as hy nou nie baie goeie diens, kom ons gebruik nou maar Spar, wat nou nie meer is nie, goeie diens by Spar kry nie, ag, dan gaan hy tog maar weer terug, maar is dit tog te maklik om te sê, die pastoor het my nou nie vanoggend gegroet nie, of hy het my kwaai gekyk, of hy's te reguit, ek het dit al gehoor. Wat is te kwaai? Mense sê ek is te kwaai op die kansel. Is ek? Nee, ek is nie reg. Ook net het kinders wakker geword. Maar julle hoor, ons moet die geloof aantreklik maak vir mense. Dan gaan hy verder, dan sê hy die liefdevolle goedheid van God, wat verlossing bring, het inderdaad vir almal sigbaar geword. Dit voed ons op om die goddelose leefstyl en die wêreldse begeerlikhede af te lê en gebalanseerd
en gebalanseerd. Partykeer kort ons bietjie balans, né? Volgens die wil van God en toegewyd aan hom in die huidige tyd te leef. Dan as jy nou gaan na hoofstuk 3 toe, dan gee ons 'n baie goeie opsomming daar van vers 2 af. Hy sê eens op 'n tyd was ons ook dwaas en ongehoorsaam. Ons was verlei en verslaaf aan baie begeertes en allerlei bose plesiere. Ons het ons lewens deurgebring in boosheid en jaloesie. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. En hier kom vers 4, hy sê, toe het die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir mense verskyn. Hy het ons verlos nie op grond van wat ons gedoen het vir ons vryspraak nie, maar slegs op grond van sy ontferming. Dit het hy vermag deur die reiniging van die wedergeboorte en deur die Heilige Gees wat ons vernuwe. Hy het die Gees ryklik op ons uitgestort op grond van wat Christus Jesus ons verlosser gedoen het. So is ons vrygespreek deur sy genade en het ons erfgename geword vir die ewige lewe waarop ons hoop. Hy sê hierdie boodskap is betroubaar. Daarom wil ek hê julle moet hierdie dinge met groot besluitheid handhaaf sodat hulle wat op God vertrou, hulle op goeie werke kan toespits. Dit wil sê werke wat goed en voordelig vir mense is. Ander vertaling sê wat goed vir almal is. Nou julle sal onthou ek het dit gelees laas Sondag. En toe het ek 3 goed verduidelik. Ek het gesê ek het die verhoog gebruik. Ek het gesê hier is jou justification of jou geregtigheid. Aan jou justification of geregtigheid kan jy niks doen nie. Jy kan nie met goeie dade nie, jy kan nie hier uitkom gejustify of geregverdig word deur net kerk bywoning of self geld gee of op enige menslike manier kan jy nie gejustify word nie. Dis net in Christus Jesus wat die prys betaal het. So as jy hom vertrou vir jou verlossing en die feit dat hy gesterf het vir jou, en dit noem ons wedergeboorte, en die Heilige Gees kom nou en woon in ons ten volle, want sonder dit kan ons nie wedergebore word nie, nee. So ons verstaan die justification deel. Maar nou gaan ons, en jy kan eintlik sê nou, dit is die Heilige Gees hier met ander woorde in ons. Maar nou gaan leef ons. En hierso is dit nou die heiligmaking deel, die sanctification deel. Dis ons daaglikse lewe hierdie wat ons nou leef. En om hierdie lewe te leef, suksesvol te leef, het ons die krag van die Heilige Gees nodig. Die Heilige Gees is uitgestort en ons ontvang krag volgens Handelinge 1 vers 8 om getuies te wees. Dis op hierdie paadjie wat ek nou stap. Wat ek mense beïnvloed om my en hulle wil disippels maak saam met my en ook kan sê soos Paulus, volg my soos wat ek Christus volg. En op hierdie paadjie is dit nou die gawes van die Gees en die vrug van die Gees wat uitgeleef word, soos wat die Gees lei, né? So hier vir dit is dit nou die Heilige Gees wat oor ons kom. Hier is hy in ons ten volle. Hier kom hy ook oor ons. Hier ontvang ek hom nou eintlik. Hier kry hy nou meer van my leer. By die as jou heiligmaking staan, né? So nou verstaan nou die Christelike proses bietjie beter. Want ons het nou net hier gelees. Ons het hierdie hele proses het ek nou net vir jou gelees. En baie keer sê ja, ons moet goeie werke doen en ons moet dit en dit. Dan sê mense, ja, maar onthou nou ons kan nie, jy kan nie jou redding kry met dit nie. Jy kan nie met goeie werke. Dis 100% so, want jy het hier is jy gejustify. Hier was dit nie deur werke nie. Maar omdat ek nou gered is, nou kan ek goeie dinge doen. Ek doen nie goeie goed om gered te word nie, maar omdat ek gered is, doen ek goeie goed. So jy kan die beweging sien van hier af toe. So hier doen ek nou goeie goed. Hier beteken my Christelike lewe iets. Hier maak ek nou skatte in die hemel bymekaar. Hier is dit, jy kry punte vanoggend, omdat jy in die kerk was by die Here. Wat, pastoor, wat praat jy nou? Dis tot jou voordeel dat jy volgende hier is, en die liggaam van Christus, om deel te word van die liggaam van Christus wat by mekaar kom, soos die skrif sê, onder hulle byeenkomste staan, jy is gehoorsaam. So vir hierdie gehoorsaamheid, is daar iets in die hemel wat vir jou
Want in 1 Korintiërs 3 gaan ons werke getoets word met vuur en dan gaan ons beloon word. Jy gaan eendag beloon word omdat jy deel was van 'n geloofsgemeenskap. Ja, maar pastoor, die kerk kan my nie red nie. Natuurlik weet ek die kerk kan nie red nie. Come on now. Die gebou kan niks vir jou doen nie. Maar as ons saamkom in sy naam, sê Efesiërs, is dit tot 'n deklarasie in die geesteswêreld. Nou hoekom moet ek dan wegbly hier en punte verloor? Of 'n beloning? Kom ons praat nou eerder van 'n beloning verloor. Hoekom wil ek dit? En dan kom die laaste stap, en dit is natuurlik die glorification, jou verheerliking. Nou Jesus sê, die skrif sê, Paulus sê, as ek saam met Christus ly, want hier ly ons baie keer, sal ek ook saam met hom verheerlik word. Jy sien, dit is wat belangrik is. En nou vra ek vir jou daarso, waar is die krag? Want baie keer beleef ons nie die krag nie, want ons is nie gehoorsaam in hierdie goed nie, nê? En ons het nie 'n plan nie. We think by the inch, but we want to walk by the mile. Nou weet jy wat gebeur met jou, nê? Jy word gekick by the boot. Dit is hoekom ek en jy anders kan lewe. Mense beplan baie keer rondom hulle werk, want jy het 'n strategie by jou werk, daar word goed opgesit, dat jy ouens gaan op bosberade en goeders om nuwe strategie en dit word uitgelê en dit word gedoen en suksesvol. Mense beplan rondom jou sport en jy beplan rondom, maar baie keer selfs jou aftrede. Maar baie keer beplan mense nie rondom hulle geestelike lewe. Jy lees maar 'n bietjie Bybel, bid bietjie, gaan nou en dan kerk toe. Gee so nou en dan vir die ou dae wat jou kar oppas 'n paar rand en as jy hoor iemand kry swaar, laai 'n pakkie kos daar af en dit is nou maar wat jou geestelike lewe is. Dis nie beplanning nie. So ons het 'n geestelike strategie nodig. En ons sien dit in handeling. Nou ek het dit Dinsdag gelees, maar gaan dit nie vir jou lees, ek gaan dit net noem. Die vroeë kerk in Handelinge 2. Hulle kom gereeld by mekaar. Hulle eet brood saam. Hulle loof en prys die Here saam. Hulle het so ver gegaan om hulle goed te verkoop en die goed onder mekaar uit te deel en niemand het tekort gehad en daar staan net God het bygevoeg met die gemeente. Daar was 'n plan wat hulle gehad het, nee. Hulle het iets raak gesien van om by mekaar te kom en iets te doen en God te loof. Hulle het 'n basiese strategie gehad. En God het bygevoeg. Dit is wat ek ook van gepraat het toe nou, om vir jou te sê, ek het dit geleer by Harvesters, waar dit gaan basies oor, jy moet met ander woorde, as dit kom by jou lewensstrategie, agterkom waar jy is. Waar is jy rondom jou geestelike lewe? Kom eers daar. Where is your true here, jou ware hier? En ons het gesê, dit is soos 'n merk op 'n kaart. As jy 'n kaart oopmaak en die kaart sê vir jou, okay, as jy nie kan agterkom waar jy op die kaart is, jy gaan jy ook nie weet waar, jy gaan dalk weet waar jy wil wees. Maar as jy nie weet waar jy is, jy gaan nie weet hoe om daar te kom nie. As jy jou selfoon se location afsit, gaan maps niks beteken nie. As jy wil 'n pad kry na iets toe nie, want hy wil weet waar jy. So die groot storie geestelik is, waar is jy? Weet jy waar jy is? En ons het 'n voorbeeld gesien, die 7 gemeentes in Openbaring. Eerste gemeente, sy daar, hy spreek hulle aan, hy praat met hulle, ek gaan dit vir jou gou lees, want daar kom nog 'n paar interessante goedjies van hier en daar uit. En wat sê hy daar vir hulle? Hy sê in Openbaring 2, vers 1, die volgende. En hy gee vir 'n strategie. Elke gemeente, daar word vir elke gemeente gesê waar hulle is, en wat God van hulle weet, dan word daar vir hulle gesê, waar wil hy hulle moet wees, en dan sê hy vir hulle, hoe hulle daar moet kom, hy gee vir die plan. Hoor wat sê hy in Efesiërs 2, vers 1, hy sê, skryf van die voorganger van die gemeente in Efese, so sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, die 7 sterre is die boodskappers, en ook die 7 kandelare, nou dit lees jy net in die hoofstuk voor dit is natuurlik die 7 gemeentes. Hy sê, ek ken jou handel en wandel, ek het ook jou harde werk en die volharding raak gesien.
en dat jy slegte mense nie kan verdra nie. Jy het ook navraag gedoen oor die wat sê dat hulle apostels is, maar dit nie is nie. Jy het ook uitgevind dat hulle eintlik leenaars is. Verder volhard jy en het jy ter wille van baie verdra sonder om moeg te word. Vers 4, maar ek het hierdie klag teen jou. Jy sien, daar is die goed wat hulle gedoen het wat reg is. Maar waar is hulle true hier? Die ware hier, waar is dit nou? Hier kom dit. Maar ek het hierdie klag teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Dink terug aan hoe ver jy al uitgesak het en kom tot inkeer en doen weer wat jy aan die heel begin gedoen het. Anders kom ek na jou toe en sal jou kandelaar van die staanplek verwyder en jy sal as jy nie tot inkeer kom nie. Hier gee jy nou vir hulle die pad. Hoe gaan jy daar kom? Hoe gaan jy daar kom? Jy gaan terugdink, jy gaan bekeer, kom terug na jou eerste liefde toe. Want waar is jy regtig? Jy het jou eerste liefde verloor. Die pad kom tot inkeer en dan sê hy, maar daar is nog iets wat jy bly handhaaf het, jy haat het wat jy die Korinte doen. Dit is 'n ekstreem groep gewees wat offers en goed ook nog gebring het en mense aangehits het om regtig nie te leef soos wat hulle moet leef nie. Hy sê net soos ek wil laat, dan kom vers 7. Elkeen wat kan hoor moet luister wat die Gees aan die gemeente sê, elkeen wat aanhou oorwin, en hier is die truth there, waar wil hy moet hulle wees? Hy sê, die ware daar, elkeen wat aanhou oorwin, sal ek laat eet van die boom van die lewe wat in die paradys van God staan. En elke gemeente stap hierdie paadjie. Waar hulle is, wat die Here van hulle sê, waarmee hulle regtig besig is, hulle ware hier, die pad wat hulle moet stap om by die ware daar te kom wat hy wil hê hulle moet wees. En weet jy wat? Die grootste een hier, vir die laaste gemeente sê, hy kom en sê, die beloning sal wees, julle sal saam met my op my troon sit. Dink gaan om saam met God op sy troon te sit. Dis waar jy ons op pad is. Nou baie keer as jy op hierdie paadjie van justification en sanctification stap, en jy het die einde, jy hou die einde in sig waar jy nie regtig op pad is. Ek is op pad hemel toe. Ek gaan eet van die boom van die lewe. Ek gaan saam met God op sy troon sit en al die ander spesiale manne en al die ander belonings wat die Here gee. Dan kan jy hier makliker nee sê vir die goed wat jou van die pad af wil druk. Is dit nie so? As jy leef met die einde in sig. Dit is baie belangrik. Nou wil ek jou vanoggend help. Ek wil jou vanoggend help om jou plan te kry. En op die skerm gaan jy nou daar sien, daar's 'n paar goedjies wat ek vir jou gee. Dan 3 K's en dan is daar ook aan die einde van die dag 1 S. Die eerste een sê, kry jou plan. En daar het ek baie mooi vir jou gesê, kry jou plan in gebed. Nie met gebed nie. Daar's 'n verskil om iets in gebed te kry en iets met gebed. As jy dit met gebed kry, sit jy te veel klem op die feit dat jy bid. Dis baie mense sit hulle vertrou in die feit dat hulle bid. En onthou, dit is hoekom ek baie keer sê, daar's nie krag in gebed. Jy hoor dit baie. Gebed is net, die krag is God se krag. Daar's God se krag. Maar luister baie mooi die verskil. Jy moet dit verstaan. En hy sê in Jakobus, die regverdige, die kragtige gebed van 'n regverdige het groot krag. Maar wat sê daai vers? Hy sê die kragtige gebed van wat? Die regverdige. So jy's geregverdig. Dis nie die gebed daai nie, dis God wat jou regverdig. En nou beteken jou gebed iets. Ek het al gebid oor goed. Luister, ek sal vir jou sê, ek het gebid. Ek en my vrou het so stel afgestrap op 'n stadium. Het ons gebid voor ons het gebid en dinge het nie deurgekom nie en ons het vir mekaar gesê, maar ons het mos gebid. En toe snap ek dit. Gebed is net die instrument. Daar's krag in die feit dat jy tot God in God bid, in die Gees bid. Daar's die krag. So dit is nie net krag. Dit is nie net 'n krag net gebed nie, dis krag
ingebed. Dit maak dit bietjie meer persoonlik. Met ander woorde, en dan ook natuurlik in jou konteks. My konteks en jou konteks is nie dieselfde. So met ander woorde, as jy nou 'n plan wil kry met die Here gee vir my 'n plan, hoe moet ek bid, lees en hoe moet ek my geestelike lewe uitleef? Ek is 24/7 op diens, ek het nie werksure nie. So my program is buigbaar. Jou nie. Jy werk van 8:00 die oggend tot 6:00 die aand. Nou waar moet jy hierdie goed? Partykeer werk jy Saterdag en Sondag ook. So jy moet vir die Here jou plan vra in jou konteks. Dit is belangrik om dit te doen. En dan sal seisoene loop. Daar's partykeer 'n seisoen wat jy sê maar 'n student is en jy leer hard. Of jy het 'n kursus by die werk wat jy moet doen, so jou tyd is beperk. Maar jy moet nog steeds jou geestelike strategie uitleef. Laat die Here vir jou wys hoe jy dit moet doen. Dis partykeer baie eenvoudiger. Ek het net nou gepraat het oor God se stem. Wil ek net vir jou sê, dit is wat ek graag wil hê, dat almal hom met ander woorde sal hoor. Dat almal sal hoor wat die Here sê, as jy hom vra, Here, gee vir my plan. Gee vir my plan, Here. Die Here gaan vir jou plan gee in jou konteks. Met ander woorde, soos jy ook natuurlik op 'n nuwe geestelike manier dink, ons moet geestelik begin anders dink. Jy weet, ek dink die gedeeltes wat ek in 2 Korintiërs 5:17 sê, die ou ding is verby, kyk, alles word nuut. Maar jy weet, baie keer hang jy aan ou goed vas. Jy hou aan ou gesê goed vas. Jy hou aan ou idees vas. Die Here wil partykeer hê ons moet bietjie meer kreatief dink. En in gebed kom die Here en hy doen iets wonderliks en hy begin vir jou die goed wys wat jy nodig het. Partykeer is dit ook nie so moeilik nie. Galasiërs 2:20 sê vir ons baie duidelik. Ek gaan hom vir jou lees. Hy sê dit is nie meer ek wat leef nie. Kom ek lees hom vir jou. En 'n mens moet dit besef, want baie keer soek mense net 'n plan by die Here want hulle wil nog ryker word. Hulle wil nog meer hê. Hulle wil nog meer, ek weet nie wat nie. En dit is die Here stel nie so seer belang in jou gemak nie, hoor. Jy gaan agterkom, baie keer as jy hierdie paadjie regtig stap, is dit nie altyd so gemaklik nie, maar is altyd die moeite werd. Hoekom? Want ek beleef sy krag. Ek beleef sy krag. Wat sê Galasiërs? Ek gaan hom vir jou gou lees hier, so wat ek gesê 2:20. Galasiërs 2:20 sê die volgende. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die lewe wat ek nou op aarde leef ek deur die geloof in die Seun van God. Hy wat sy liefde vir my bewys het, deur in my plek te sterf. Kan jy weer sien? Justification, nou sê ek leef nie meer nie. Veral as jy na hierdie stap gedoop word, dan sê jy eintlik, ek bestaan nie meer nie, ek het gesterf saam met Christus, nou staan ek saam met hom op in 'n nuwe lewe. So nou leef ek hier, ek leef nou nie meer nie. Nou dink nou net as jy hierdie idee gewoon dra, Here, ek leef nou nie meer nie. Maar dit is U wat in my leef. Dan kan ek ook makliker nee sê vir die goed waarvoor ek nee moet sê. Is dit nie so nie? Galasiërs 3:1-3 sê, o dwaase Galasiërs, wie het julle getoon? Christus is dan so duidelik aan julle beskryf, dat julle hom as 'n ware aan die kruis kan sien hang. Ek wil net dit vir julle vra. Het julle die Gees ontvang deur die wet te onderhou of deur te glo wat julle gehoor het? Sien, dit is wat jy glo wat jy gehoor, jy aanvaar hom as jy saligmaker en jy aanvaar hom as die een en vertrou hom as die een wat jou red. Hoe kan julle so dwaas wees? Wil julle dit wat die Gees in julle begin het nou uit eie krag probeer klaarmaak? So hierdie kan jy nie uit eie krag doen nie. En baie mense try dit, hoor. Dis daai, jy kry hierdie nice idee, en nou gaan jy vol. Maar hoor wat sy fout. Nou gaan jy vol. Ek gaan vol. Ek gaan vol. Goed, sê die ouens ons betekenis. Nou kom jy nooit daar uit nie. Want jy het in eie krag probeer doen, soos hierdie ouens dit ook op 'n stadium probeer doen. Hy sê, was al die goeie dinge wat julle beleef het dan te vergeefs? Dit kon tog nie te vergeefs gewees het nie.
Baie duidelik, daai skrifgedeelte. Efesiërs 4:23, Nuwe Lewende Vertaling, gaan ek nie vir jou lees nie. Hy sê nie daar jy moet op 'n nuwe geestelike manier lewe. Daar's mense in hierdie gebou vanoggend wat geestelik gestap is. Jy's geestelik gestap omdat jy nie op 'n nuwe geestelike manier dink nie. Jy hou vas nog aan 5 of 6 of 10 jaar terug se teologie. Hier staan 'n voorbeeld. Ek het hierdie goed gedoen. Ek het alles getraai tot ek begin agterkom met waaroor dit regtig gaan. Dit gaan oor hierdie getuierenis. Dit gaan oor sy krag oor my. Dit gaan oor ek is nie meer daar nie, dis hy. Dit gaan oor ek ly baie keer, maar ek sal saam met hom verheerlik word. Dit gaan oor ek leef nou met die einde. Ek het net geleef hier en nou en die Here moet nou gou alles. Die Here moet ons baie keer alles net kom fix. En dan baie keer wil jy jouself fix. Dit is gewoonlik daar wat is brood, dit droog maak, nê. En natuurlik sê Filippense 1:6, dit wat hy in jou begin sal hy klaar maak. En ek wil dit vir jou sê, met 'n eerlike opregte hart voor die Here, nie voor die pastoor nie voor die gemeente nie voor jou pa, jou ma of wat ook al nie. Dit moet voor die Here wees, nê. Met ander woorde, aan die einde van die dag, dit wat hy begin het, dit wat jy saam met hom begin, sal hy klaar. Kry jou lewensplan, kry jou lewensstrategie. Die tweede ene, kry struktuur. Kry struktuur. Ek noem dit sommer dissipline, skedule en routine. Dissipline, skedule en routine. Ergens moet jy die plan wat die Here vir jou gee nou prakties gaan begin doen in jou lewe. Want dis hoekom ons baie keer gestak raak. Ons het nie die struktuur nie. Ons het nie struktuur nie. En ek dink ek het dit hieronder verduidelik. Ek het gesê, hier's my ware hier. Ek kom nou agter en ek kry nou 'n plan by die Here. En baie keer wat wonderlik is van die plan van die Here, dit ignite jou visie. En weet jy wat, baie keer stap jy by die kerk uit en dan voel jy so goed en jy het iets gehoor en die Here het iets vir jou gedoen en dit is wonderlik en dit voel vir jou, yes, ek weet nou wat om te doen en alles. En dan gebeur die volgende ding. Kom Maandag, Dinsdag, Woensdag, dan vang jy hierdie pit of despair. En dit gebeur altyd. Dit gebeur met enige sportman, dit gebeur in die middel van enige visie, lyk dit soos 'n teleurstelling, want die pit of despair is altyd daar. Maar daar's 'n rede hoekom die pit van despair daar is, sodat jy kan seker maak, jou plan is in plek, sodat jy hom kan revisit, gedurig kan revisit, en sê, okay, ek is vandag dalk bietjie af, of wat ook al, of jy het nou hierdie wonderlike plan wat die Here vir jou gee, en dan gebeur so 2 of 3 dae se onvoorsiene nonsens. Het julle dit al beleef? Wat jy nou net, dit is net, dis net asof die moeilikheid jou adres het. Baie keer is hierdie nodig, want is deel van jou geloofstoets ook, nee? Van waar jy die pad begin stap en nou vang jy daai effense dip. Ons sien dit baie keer met mense wat ons doop. Jy doop hom en dan sy skielik weg. Ek weet nie wat dink hy, seker gedink as hy gedoop word Sondag en hy Maandag vlerkies soos 'n engel of so iets. Dan so die pit of despair is 'n realiteit met dieete, met oefenprogramme, met jou goed by die werk, met jou geestelike goed. Die pit of despair is altyd daar. Maar die goeie ding van die pit of despair is, jy kry jou act together. En dan begin jy die pad stap. En dit is hierdie pad met die krag van die Heilige Gees. Want hierso, dit kan dalk wees, dit is so maklik om dit so te doen, en dan begin jy dit so bietjie met eie krag doen, want jy kan mos, jy weet. En dan kom jy agter, weet jy wat? Here het ons gesê dit en dit, u gaan jy. En nou, op hierdie pad, stap jy. 'n Goeie lewensstrategie, kry struktuur, gee vir die ding struktuur. Weet jy wat Filippense sê dit vir ons? Hoor wat sê Filippense 2 vir ons. Hy sê vir ons baie duidelik daar. Hy sê, ou vertaling sê, jy moet jou eie heil uitwerk met vrees en bewering voor die Here. Dan dink jy, ek my eie.
Ons het mos dit gaan nie werk nie. Ek het nou mos al net vir jou gesê, dit gaan nie werk nie. Maar jy moet dit in die regte konteks verstaan, hè? Hoor wat sê hy hierso? En dan kom vers 13 en sê, want dit is God wat in julle werk. Hy wil uitwerk met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk, om te wil en te werk na sy welbehaag. Hoor hoe sê die Nuwe Lewende Vertaling dit? Hy sê dit so mooi. Hy sê presies wat nodig is. Hy sê, toe julle gedoop is julle saam met Christus begrawe, omdat julle een met hom is julle ook saam met hom opgewek. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. Hy sê hierdie selfde krag, hoor mooi, hierdie selfde krag ja, ek is by Kolossense, ekskuus. Ek het geweet, jy sien hy dieselfde tipe van draai dan, Filippense 2 vers 12. Hy sê, my geliefdes, julle was altyd baie gehoorsaam, toe ek nog by julle was. Nou dat ek weg is, met ander woorde, ek is nie meer by julle, moet julle nog meer gehoorsaam wees gehoorsaam. Hy sê, vol ontzag en eerbied, wat ek net nou gelees het, kan ook, pas op daar in jy het gesterk, jy leef nou saam met hom, maar los dit nou daar, vol ontzag en eerbied vir Here, eie heiligheid werk met vrees en bewering, vol ontzag en eerbied vir God, moet julle voortgaan om aan julle verlossing gestalte te gee. Hier kom die struktuur. Hier kom jou plan. Maar jy is nie alleen. Want wat sê die volgende vers? Dis mos God wat die gewilligheid en die vermoë in julle bewerk om te handel volgens wat hy graag wil. So dit vat eintlik net so mooi saam. Jy gee gestalte, jy leef gebalanseer, jou gebed is nie net omdat ek bid nie, daai gebed is 'n ingebed, dit is in God, dit is in vertroue, nie net soos die reaksie wat jy doen nie. Dit maak dit bietjie anders as net 'n gewone, en uit dit kry jy 'n dissipline, skedule en rutine. Daar kom in jou rutine. Weet jy wat? Ek sien dit by die gym ook. As iemand vir my sê, hy sal kom oefen as sy tyd kry, hy weet nou nie as hy nou vanaand wanneer gebeur, ek sal sy tyd, weet ek, hy gaan net 2 weke, betou nie eens 'n week. As dit nie deel is van jou rutine nie, tussen 4 en 6 in die middag sal jy by die gym kry. Maak nie saak wat gebeur nie, dis 'n ingeboude klok. Ek het eers 'n horlosie nodig. Ek weet net, right, dis tyd vir dit, waar's my sak, waar's my bottel? Of ek lus is of nie, baie keer as ek gym toe gaan, ek is nie altyd lus om te gaan oefen, baie keer is ek moeg. Maar ek sê vir jou, na die tweede stel, na die tweede stel, is my kop reg. Hy moet deel wees van jou rutine. Jou Bybel lees en bid moet erns deel wees van jou rutine. En miskien het jy 'n moeilike rutine, maar werk iets prakties vir jou in, sodat jy daarby uitkom. Dit hoef ook nie altyd ure op 'n slag te wees nie. Ek dink partykeer bid mense beter in 5 minute se tyd as 50. Want baie keer is hy 50 minute gebede, is 'n storie wat jy net met 'n klomp woorde en goed kom en jy probeer die Here half beïndruk en jouself beïndruk, ek het 50 minute gebid. Baie keer kom jy 5 minute met 'n eerlike hart voor God, jy kry meer reg. En daarmee sê ek nie, as jy 50 bid is verkeerd nie, maak net seker jou 50 is by die regte gesindheid. Anders mors jy tyd. So werk maak hom deel van jou rutine. Die volgende K, die laaste ene is kontinuïteit. Kry kontinuïteit in koneksie. Hier kom die triek. Want baie keer kry jy selfs kontinuïteit in jou rutine, maar nou word dit vir jou swaar en moeilik. Geen dit overleef. Dit is bietjie te orde. Hierdie plan wat ek het is bietjie moeilik. Daai kontinuïteit moet in koneksie met hom wees. En as jou kontinuïteit beteken, weet jy hoe lekker bid ek baie keer by die gym, vir alles wat niemand is nie. Was gisteraan daar, wat ek kom Vrydag in vir die gym is, daar's niemand nie. Baie keer as ek so oefen en praat ek met die Here. Weet, die kontinuïteit in koneksie, terwyl jy besig is by die werk, terwyl jy dinge doen,
Maak seker jy dink gedurig aan God en sy woord, daai koneksie. Dan word dit baie, baie makliker. En as jy baie keer sien, baie keer bou ek iets of terwyl ek besig is, dan praat ek met die Here en dan kry ek baie keer goed reg, nee. Wat ek na die tyd weet. Ek sal nooit vergeet nie, baie jare terug het ek my vrou 'n selfoon gehad. En hy het nog so, ek weet nie of julle onthou nie, maar party van julle is nog te jonk om dit te onthou, maar hy het sy kameraatjie was so dingetjie wat jy uitgerol het. Dis so balletjie wat jy uitrol, sy kamera. Nou jy dit daai foon, okay. Nou gee ek alles van my op weg. Maar sy kameraatjie het hier so uitgerol. En een aand het doen ek 'n kerkraad vergadering, kom in die huis en ek sien my vrou lyk nie te lekker nie. Doet sy daai selfoon, en onthou ou selfone, as jy op jou sak dra, kan hy water damage kry. Met jou sweet. Dit was hoe daai fone was, onthou julle? En sy daai foon in 'n glas water langs sal laat val. Nuwe foon. Sy het hom toe nou onmiddellik afgesit en reis gesit, alles wat jy, al die triks wat jy hoor. En ons moet nou die foons droog kry en alles, en ek maak die foon oop en daai hele kontrapsie van daai oogie val uit mekaar uit. Soos jy nou nie kan dink uit mekaar kan val nie. En ek het hom so gevat en ek het met die Here gepraat en ek het hom so en ek druk hom en toe so indruk, klip hy uit. Perfek. As mens goed doen in koneksie met God. En weet jy wat? Ek weet, dit was nie ek wat daai selfoon reg gekry het. Ek weet dit. Weet die Here het my geld nodig. En hy het gewerk. So kry kontinuïteit, hou net aan in koneksie. So haal jy die moeite uit die saak uit, omdat sy saak groter as jou saak is. Nee, baie keer is dit so. Dis mos party vir ouens, vir baie ouens geestelik is dit so, as jy stok sy, Here, is altyd hierdie klaaglied. Want die Here wil jou nou nie so gemaklik as moontlik maak nie, en hy gee nie vir jou meer geld nie, en hy gee nie vir jou nou sit so half 'n tipe van, maar hy gee dit vir alle mense, en as jy so half 'n pity paar. Hy stel jou saak. Doen God se saak ons doen. Vertrou jy hom net in kontinuïteit en hy sal jou help. Hy sal vir jou vrede gee, hy sal vir jou antwoord gee. Hy sal help dat jou lewensstrategie bly lewe. En ons het toe nou 1 Korintiërs 6 vers 17. Hy sê maar net daar, jy behoort nie aan jouself nie. Kom ek gaan dit gou vir jou net lees. 1 Korintiërs 6. Hy praat daar oor seksuele sondes en allerlei goed en dan sê hy, die wat sulke goed bedryf, gee hulle self oor. Dan kom hy en dan sê hy sê daarteenoor, die ander kant daarteenoor, word die wat hulle aan die Here verbind, geestelik een met hom. Om te dink ons is geestelik een met hom, op hierdie pad. En natuurlik Galasiërs 5:25 gaan ek nie vir jou lees nie, jy behoort dit te ken. Laas jaar was dit ons vers gewees vir die jaar. Ons leef deur die Gees, nou moet ons ook toelaat dat die Heilige Gees ons leefstyl bepaal. Jy sien jy hou aan. Hy sê ook in ander vir die gemeente sê ook, die wat aanhou, sal die beloning kry. Okay. Hy sê dit vir elke gemeente en dan kry hulle beloning. So baie keer moet ons net so 'n bietjie aan. En dan die laaste ene is die S. Sit dit op skrif en revisit dit gereeld. En onthou, detail is belangrik en nie net formeel nie, maar uit die hart, emosionele, innerlike mens, eerlik en opreg. Sit dit uit jou hart op skrif. Moenie lui wees nie. Ek het 'n blou pen hier, die slim ouens sê. Op wit papier met 'n blou pen, sielkundig. Sielkundig. Is daar een so 7 goed wat by mekaar kom sielkundig. Maar dit moet 'n blou pen op wit papier wees. Ek weet nie hoe waar dit is nie. Op jou selfoon is daar net 2 van daai goed as jy dit skryf op jou selfoon. Ek doen alles op my selfoon. Maar sit dit op, want dit wat jy op skrif sit is vir jou regtig belangrik. Sodat jy dit gedurig revisit. Jy weet dit is baie keer, dit werk met jou vir 'n program ook so.
Jy oefen program en jy oefen en dan op 'n stadium kom jy agter, maar daar's 'n kombinasie van dit wat ek nou hier doen, wat vir myself beter sal werk as ek dit andersom doen. Dan gaan probeer ek dit, dan werk dit, dan raai wat doen ek dit, dan gaan maak ek my program reg. Soos jou lewensstrategie, as jy nou agterkom, maar weet jy wat, iets werk nou nie lekker hier nie, onthou jy's mos in gebed, die Here sal vir jou wys waar jou strategie dalk bietjie te eng is, of die draai te skerp is, en dan gaan maak dit reg. Maar sit dit op skrif. Gaan sit dit op skrif. En dan, glo met my hele hart, sal jy ook bereik. En sit daai detail. Sit detail. Baie keer het jy so 'n idee van wat jy moet. Want ons vergeet. Sit detail in. Meer detail, hoe beter is dit vir jou. En hierdie goeders is alles tekens van dit wat ek in die begin gesê het, jy is nie alleen nie. Jy hoor die Here se stem op 'n wonderlike manier. Dis wat ons nodig het. Ek het so 'n paragraafie vanoggend geskryf terwyl ek bid en ek wil dit net vir jou lees. Ek sluit af hiermee. En dit is die groot storie van die bekragtiging van die Heilige Gees is dat jy nie eensaam hoef te wees nie. Nou Genesis 2:18, die Here gesê, die mens kan nie alleen wees nie, toe maak hy vir 'n vrou. Die Here wil nie ons moet alleen wees nie. Gelees maar Johannes 14 tot 17, dan kom jy agter, dis die doel vir die Heilige Gees is gestuur as 'n helper en 'n trooster, en om ons eenheid met God te verseker, volgens Jesus gebed in Hoofstuk 17. Hy is met jou, in jou en vir jou. Efesiërs 4:6 sê hy is oor ons, deur ons en in ons. Hy is jou back-up, jou ondersteuning. Weet jy baie keer as jy net weet, maar ek het back-up. Ek is nie alleen. Daar is iemand wat saam met my die pad stap. Ek en my vrou het al baie keer beleef. Gaan ons deur moeilike tye. Weet jy hoekom kan ons al deurgaan? Want ek weet sy is met my en ek weet sy is my back-up. En sy weet ek is haar back-up. Dan kan ons enigiets vat. Maar dit is verskriklik as jy nie daai back-up het nie. Maar die Heilige Gees is vir ons, hy is ons back-up. Hy ondersteun jou. Dit gee jou die vrymoedigheid om 'n verskil te maak in jou daaglikse bestaan. Jy weet Handelinge 4:29 het nou die aand ook uitgekom. Toe Petrus hulle eers toegesluit was, maar daarna het hulle met vrymoedigheid het hulle die woord verder verkondig. Die Nuwe Lewende Vertaling sê met waagmoed. Kans gesien vir alles. Daai vrymoedigheid. En dit dien weer eens as 'n bewys dat jy gered is en aan hom behoort, en dan beleef jy iets van daai verkoking van die Gees en hoe jy gebou word na liggaam, siel en gees. My gebed, en ek is klaar, sê, is net eenvoudig dit vir jou volg. My liewe boetie en sussie wat saam met my in hierdie plek is, ek glo en vertrou met my hele hart dat jy nie hier sal instap en niks sal gaan doen met hierdie woord. Ek vertrou met my hele hart dat jy sal bid en vra, Here, wys my die plan. As Here vir die plan gewys het, vra hom ook, Here, wys my, hoe moet ek dit nou doen? Die struktuur. En dan doen jy dit in kontinuïteit in jou koneksie. Bly gekonnekt met hom. Maak seker jou koneksie. Weet jy wat? Ek wil vir jou sê, as jy heeltyd in koneksie is, gaan jy nie so maklik na jou foon gryp en ander goed jou tyd steel nie. Dit is wat ons baie keer doen. Die goed wat jou tyd mors, en die goed wat jou irriteer, jy gaan baie makliker leer. En dit wat die Here dan vir jou wys, gaan sit dit op skrif. Gaan sit dit op skrif, en ek wil vir jou sê, dit gaan jou transformeer en nuut maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons so einde van Pinkster
kan kom en selfs hierdie diens net eenvoudig vir U kan vra. Here, kom bemagtig ons met krag. Heilige Gees, kom oor ons. Kom maak ons nuut, kom wys ons die weg. Kom heel ons, kom genees ons. Here, U Gees is vir ons uitgestort, dat ons al hierdie wonderbaarlike goed kan beleef. En ek wil bid, Here, dat elke een wat hier is, wat dalk 'n plan al gekry het, maar nog sukkel om dit tot uitvoering te bring, op watter vlak van hulle lewe ook al, dat U vir elke nuwe strategie en energie sal gee. Dankie dat elke een van ons die verkoeking van die Gees kan beleef, om nooit op te hou, om nog steeds te bid, om die woord te lees, en in ons koneksie met U, Here, net meer en meer te beleef, hoe wonderbaarlik U vir ons is. Dankie dat U elkeen van ons so seën in Jesus Christus naam. Kom ons praat nog 'n paar oomblikke met die Here, net daar waar jy sit. Miskien het jy iets gehoor vanoggend, miskien weet jy wat jy moet doen, maar praat met hom en vra vir bevestiging ook, vir dit wat nodig is.